Kom loof hom o alles wat asem het, kom prys hom die een wat oorwin en red. Bring hom die eer, ons Heiland en Heer. Sy woord is die waarheid wat tyd hier staan, waar lig is met vrede en liefde gaan. Bring hom die eer, ons Redder en Heer. Oh, ons verheerlik nou U naam. Oh, sing nou saam. Waardig is die Lam, waardig is die Lam. Daar is geen naam mooier as U naam. O, heilig is U naam, heilig is U naam. Soos engele sing, hulde wil ons bring. Kom juig in die hoop wat ons koning bring. Besing nou sy naam, hy het reeds oorwin. Bring hom die eer, hy's koning, hy's Heer. Oh, ons verheerlik nou U naam. Oh, sing nou saam. Waardig is die Lam, waardig is die Lam. Daar is geen naam mooier as U naam. O, heilig is U naam, heilig is U naam. Soos engele sing, hulde wil ons bring. Want U is goed, U is groot, U's genade, U is lewe, U's die weg, U is my rots, U is my vrede. Want U is goed, U is groot, U's genade, U is lewe, U wag hier oor my hart. Waardig is die Lam, waardig is die Lam. Daar is geen naam mooier as U naam. O, heilig is U naam, heilig is U naam. Soos engele sing, hulde wil ons bring. Waardig is die Lam, waardig is die Lam. Daar is geen naam mooier as U naam. O, heilig is U naam, heilig is U naam. Soos engele sing, hulde wil ons bring, Jesus. Goeiemôre, baie welkom hier by Duet Online. Jy's ingeskakel hier by ons en soos ouer gewoonte is ons terug in die studio vir ons Sondagoggenddiens. En ek hoop jy het net iets van hierdie worship song ook geniet wat ons gespeel het in die begin. Dis songs wat ons eie ouens, eie worship leiers geskryf het in ons eie gemeente. En ons is so opgewonde om ook ons eie liedjies wat uit hulle harte uitgroei ook saam te luister en saam te sing. So kyk op ons YouTube kanaal onder Duet Originals, so jy sien wat's al die worship liedjies wat ons eie worship leiers en worship bands aan werk en geskryf het. Maar ons is vanoggend weer, soos ek sê, terug in die studio en dis 'n moeilike tyd vir ons almal.
Dis sleg elke keer as ons net begin momentum optel, mekaar sien by die kerk, dan moet ons weer toemaak. Maar soos die woord sê, ons weet in die laaste dae gaan niks meer maklik wees nie en ons gaan nie toelaat dat dit ons onderkry nie. Gelukkig het ons die voorreg om selfs al is dit so oor die internet, deur die lens van 'n kamera, nog steeds se kan hoor wat sê die Here vir ons vanoggend en alles wat ons deel op Duet Online sal ons so stuk kommunikeer aan julle dit wat gebeur. Ons gaan Woensdae aande gaan ons lekker saam worship en bid en jy kan jou gebedsversoeke instuur 6:00 op Woensdae aande, maar meer daaroor môreoggend. Kom ek sluit die oë en dan begin ek net met ons diens hier vanaand vanoggend. Vader, so dankie dat ons hierdie oomblik ons harte net so vir 'n oomblik in ons gedagtes kan stilmaak. Dankie Here dat al sit ons op ons banke, kyk ons op ons fone, Here het niks verander nie, want U het nie verander nie. U is dieselfde gister, vandag en môre. Here, U woord is dieselfde en dankie dat ek wil kom bid, Here, dankie dat ons steeds, al is dit so oor 'n TV, kamera lens, selfoon, rekenaar, dat U deur die Gees, almal van ons wat nou hierna kyk, sal kom aanraak. Sal kom saai in ons lewens, in ons harte, om te hoor, Here, wat wil U met ons elkeen deel. Dankie dat ons weet, Here, as ons daai gebed bid, sal U dit beantwoord, want dit is binne U wil. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, baie welkom weer 'n keer van my kant af, as jy nou net ingeskakel het. Ons is by Duet Gemeente, as jy deel is van die gemeente, miskien is jy dalk 'n besoeker vanoggend, baie welkom vir jou, maar ons is in ons eie gemeente al vir 'n geruime tyd besig met 'n reeks met die naam Abnormaal. En dit het gekom net uit die gedagte dat ons in 'n abnormale tyd leef, en dat daar's allerlei praatjies van 'n nuwe normaal, tog kan niemand dit regtig definieer nie, maar tog bly God dieselfde. En ons sien die issues van ons tyd was al gewees, jy lees die Bybel, jy lees die pla, jy sien die Black Death wat daar was in die geskiedenis, ons kyk na die issues, geld, ekonomie, die morele verval in die samelewing, en dan lees jy in die Bybel dat al hierdie dinge was al gewees. Daar's amper niks nuut onder die son nie. Maar steeds is God dieselfde, altyd nog. God is die een wat vir ons wys in sy woord, hoe hy verwag sy mense moet lewe en optree. En die interessantste is, partykeer word daar vuur aangesteek in tye wanneer dit moeilik gaan. Nie omdat die Here moeilike tye vir ons bring nie, maar omdat hy selfs uit moeilike tye uit, in my en jou nuwe dinge kan vorm. Ek dink aan Romeine 5 vers 3 tot 5 sê, die Engels sê so mooi, sê, we glory in our tribulation, because tribulation produces perseverance. Perseverance, character, en character hope. Baie mense sê, God laat goed gebeur, want hy wil jou lesie leer. Ek is nie heeltemal oortuig dat dit die waarheid is nie. Wat ons wel sien op aarde is, as jy hier leef saam met my, gaan ons goeie goed in die lewe beleef, ons gaan baie moeilike goed in die lewe beleef, maar een ding bly konstant. Dit is God, sy waarheid, en dit wat Jesus reeds vir my en jou gebring het. So, as God deur selfs moeilike omstandighede, deursettingsvermoë geestelik, karakter kan vorm en hoop kan gee, dan is dit ook die tyd, al is dit abnormaal, dat hy ook in hierdie tyd vir my en vir jou leer om deur te druk, vas te hou in geloof, karakter in ons lewens te vorm, soos ons gehoorsaam is aan hom, en ook sy goedheid kan geniet, en somtyds dan terugkyk waar ons was en waar ons nou is, en hoop kan hê, al gaan dit nie so goed in die wêreld nie. Nou, deel van ons abnormale reeks vir vanoggend baie spesifieks, is ek baie opgewonde oor. Dis 'n tema waaroor ek baie passievol is en saam met jou wil kuier vanoggend, en sekerlik het ons meer as een Sondag nodig om hieroor te praat, maar ons tema vanoggend gaan om God te hoor. En die rede hoekom dit 'n abnormale tema is omdat daar soveel verskillende verstande is van hoe hierdie scenario en situasie werk, hierdie tema relevant is in ons lewens, dat ons nie altyd regtig by die waarheid uitkom nie. So ek wil vir jou sommer hier nie begin, want ek weet jy sit dalk in jou stoel nou en jy dink, hoe hoor ek die Here se stem? Hoe praat die Here met my? Wanneer hoor ek die Here? Waaroor praat die Here? Miskien is dit vrae wat jy maklik kan beantwoord in jou eie lewe. Miskien is jy 'n persoon wat sê, ek voel nie ek het heeltemal uitgefigure hoe God met my praat nie. Dan is daar mense tussen ons wat na ander mense kyk en sien, maar die Here praat met hierdie ou op so 'n manier, en hy praat met daai ou op so 'n manier, en as dit is hoe die Here praat, dan hoor ek hom definitief nie, en dan is dit eintlik net omdat jy nog nie ontdek het, hoe die Here deur sy Gees met jou praat nie. Nou hierdie is 'n ongelooflike belangrike tema, want verhouding en kommunikasie het alles met mekaar uit te waai.
In my eie huwelik, as daar nie kan gekommunikeer word nie, dan is dit bitter moeilik om 'n verhouding te hê. Dink gou hieroor. Baie mense leef 'n geloofslewe en voel dis veilig as jy vir hulle kan leer wat is reg, wat is verkeerd. Daarom het Jesus gekom om die wet te vervul, sodat ons nie meer leun en kyk na die wet, ons leermeester nie, sodat ons kan kyk na hom. Maar wanneer jy weet wat is reg en verkeerd, wanneer jy morele waardes uitleef, en dis goddelik, dis binne die Bybel, dit moet van ons moet dit doen, ons moet die vrug van die Heilige Gees dra, is dit baie keer vir iemand genoeg om te sê, ek leef mos my lewe reg. Wat is hierdie storie van om die Here te ken? En hier is die bottom line, die fynskrif. Verhouding. Om God te kan hoor met jou praat, gaan oor verhouding. Gaan oor intimiteit, gaan oor nabyheid. Want jy sien twee mense wat in 'n verbond met mekaar staan, soos 'n man en 'n vrou, se verhouding groei omdat daar gekommunikeer word en gehoor kan word. Hoe hoor jy die Here en kan jy die Here hoor? Miskien is hierdie inleidend vir oggend en help dit jou om so 'n bietjie weier te dink oor hoe hierdie tema in die woord vir ons uiteengesit is. Ek wil gou 3 scenario's uitlig. Miskien kan jy jouself in een van hierdie 3 scenario's plaas. Scenario nommer 1, God praat nie meer vandag nie. So daar is 'n teologiese stroom wat eintlik genoem word cessationism. En cessationism, die woord, kom van die woord cease of in Engels. Cessationism, cease to exist. En dis 'n teologiese stroom, baie bekend in ons land veral, wat glo dat God nie meer deur sy Gees werk vandag nie. Nou ek weet, jy sê nou, no way, hoe kan kerke so glo? Dit is die waarheid. Met ander woorde, hierdie gemeentes of hierdie teologiese stroom glo, God het die Bybel gegee en daarom is dit nie meer nodig dat hy met ons praat nie. En as jy vir 'n oomblik oor hierdie gedagte dink, is dit absurd. Want daai stroomteologie sê, jy hoef nie meer met God 'n naby liefdevolle verhouding te kweek nie. Want jy het nou die letter. En Paulus sê selfs die letter maak dood, maar die Gees gee lewe. So daar is 'n teologiese inbou in baie van ons mense se lewens wat sê, ons glo nie meer dat God deur sy Gees in vandag se tyd werk soos hy gewerk het in die Bybelse tyd nie. En ek kan nie verstaan hoekom enige iemand dit wil glo nie, want die Heilige Gees is God, Immanuel, die een by ons. Net soveel mense is ongered, net soveel mense is siek, net soveel mense het die Here se aanraking nodig, net soveel mense het nodig dat die gawe sal funksioneer, dat iemand wat siek is, gesond sal word, dat wonderwerke sal gebeur, dat mense onderskeiding sal hê in hulle lewe, dat iemand 'n profetiese woord van die Here af sal kry, omdat God dalk iets vir jou wil uitlig. So ons glo hier by Duet Gemeente dat die Heilige Gees is God, en hy is Immanuel, en hy het 'n rol om te vervul. En die Bybel in die Nuwe Testament is so duidelik, dat Jesus gesê het, ek gaan na my Vader toe, maar ek los vir julle 'n ander een soos myself, die Heilige Gees by julle. Hy sal julle lei in alle waarheid, hy sal met julle praat, hy sal julle oortuig van sonde, hy is die een wat my wil aan julle bekend sal maak, hy sal vir julle dinge wys wat julle nog nie eers van weet nie, want die Heilige Gees is nie sommer net dit nie, hy's 'n persoon en hy's God. So ons glo by Duet Gemeente nie dat God opgehou het om te werk deur sy Gees en selfs bonatuurlik te werk met sy Gees, deur sy Gees nie. Ons glo nie by Duet Gemeente dat alles moet inpas by die norm van die wêreld nie. Dink gou mooi, hierdie is goeie gedagtes om in jou eie lewe te ondersoek as ons wil hoor en wil uitfigure hoe praat die Here met elkeen van ons. Daar's 'n status quo standaard in die wêreld wat die volgende sê: alles moet binne een norm val. Met ander woorde, alles moet eintlik normaal wees en enige iets wat buite normaal is verkeerd. Dan lees jy die Bybel en dan sien jy hoe bitter min normaal het Jesus gefunksioneer, het die apostels gefunksioneer. Die opdrag was, jy sal jou lewe verloor, baie keer, as jy besluit om gehoorsaam te wees aan die Here. Vandag se tyd sê ons dis totaal nou absurd. In die westerse wêreld ken ons dit amper nie om vervolg te word omdat ons God ken nie. Maar die tyd het gekom, liewe vriende, en die tyd is nou hier, waar die wêreld na die gelowiges gaan kyk en die kerk gaan kyk en sê, julle is totaal en al absurd om te glo wat julle glo oor die huwelik,
Totaal en al absurd om te glo wat julle glo oor moraliteit, wat reg en verkeerd is. Julle is amper uitgewerp. Wat glo jy? Glo jy dat die lewe van 'n gelowige iemand is wat net moet inblend by die norm van die wêreld, net nie moet stof opskop nie? Of verstaan jy dat jy as 'n gelowige deur Jesus geroep is om 'n lewe te leef wat hy jou geroep het om te leef, om hom te verteenwoordig? Ek kry so fear of the Lord wat oor my kom as ek dink aan hoe ons baie keer nie bereid is om binne God se standaard en sy doel vir ons lewe te leef nie, want dit is net te moeilik. Jy sien, al hierdie dinge speel in op die manier hoe ek en jy met God connect. Al hierdie dinge speel in die manier hoe ons sy stem hoor in ons lewens. Want as jy dalk glo in scenario nommer 1, dat God nie meer vandag praat nie, want dit is nie meer nodig dat hy met jou connect nie, want jy het dan 'n Bybel. Dan sê jy indirek, God het nie meer 'n behoefte om met my en jou te connect, persoonlik nie. Wat ons nie sê nie, is dat die Bybel ongelooflik belangrik is. Dat die Bybel een van die maniere is hoe die Here met my en jou praat, verseker 100%. Dat die Bybel die waarheid bring, dat die Bybel getuig oor wie die Here is. Dit is so 100% in die waarheid. Ons kan nie hierdie gelowige lewe leef sonder hierdie nie, want dit wys vir ons wat die Here se wil is. Maar ek wil hê jy moet by my hoor vanoggend. Jesus en die Heilige Gees en die Vader lewe regtig. Hulle lewe. En hulle het 'n koneksiepunt met my en jou, as hy in 'n verhouding met ons staan. Hier is 'n interessante skrifgedeelte om net hierdie aan jou bekend te maak. Johannes 1 praat so duidelik oor hierdie koms van Jesus na die aarde toe. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en as jy hierdie in Johannes 1 vers 1 lees, dan sien jy die woord met 'n hoofletter W. In die begin was die woord, en die woord, hoofletter W, was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. En dan gaan jy aan, dan lees jy in vers 14 van Johannes 1, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol van genade en vol van waarheid. Met ander woorde, die woord was God, is God, en die woord het lewendig geword en tussen ons kom bly. Jesus. Jy sien, so interessant, ek en jy praat van die woord van God en ek glo hierdie is die woord van God. Maar het jy al daaroor gedink dat die Nuwe Testament nie saamgestel was teen die tyd dat Johannes hierdie woorde geskryf het nie? Daar was nie 'n Nuwe Testament wat hulle genoem het die woord van God nie. So hy het profeties kon skryf oor die res van die Bybel, Ou Testament, Nuwe Testament wat geskryf sal word, vir ons gegee sal word. Maar hy verwys hier na die woord as 'n persoon, nie as 'n boek nie. En daai persoon se naam is Jesus. Hebreërs 4 vers 12, ek gaan nie vir jou lees nie, almal ken daai vers, daar staan, die woord van God is lewendig, kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard, wat indring tussen murg en been, siel en gees, ligamente in. En dan baie keer dan verwys ons na die Bybel, en sekerlik is dit waar, dat die Here se woorde in die Bybel vir ons gegee is. Maar het jy al daaroor gedink, dat die woord, wat nie hierdie woord waarna ons glo, nog nie saamgestel is nie, die getuienis is oor die lewendige woord, en sy naam is Jesus. So wanneer ons sê, dat God het sy woord gegee, sê ons, hy het vir ons in geskrewe vorm die logos gegee. Logos is die Griekse woord vir geskrewe woord. Maar hy het ook vir ons die rema gegee. Die rema woord in Grieks beteken die gespreekte woord. En die een is vir ons gegee, en alles wat in ons lewe gebeur, wat afwyk van die Bybel af, kan nie van die Here af wees nie. Saam met dit, staan Jesus in 'n lewendige verhouding, en hy is die rema, lewendige woord, wat met my en jou wil praat. Baie van ons het net logos, maar het nog nie rema ontvang nie. Daar is so mooi skrifgedeelte, en ek is mal oor hierdie skrifgedeelte. En dit kom uit die mond van Jesus self uit. Matteus 4 vers 4 sê die volgende, maar hy antwoord,
Daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie, maar van elke uitspraak, die ander vertaling sê, van elke woord, wat uit die mond van God kom. Dit is so mooi vir my, want ek en jy weet altyd, as ons die Nuwe Testament lees, hoe het Jesus 'n verhouding met sy Vader gelyk. Hy het homself eenkant gesit in die oggend, hy het gebid, hy het afgesonder, hy het gaan koneksie bou met sy Vader. So Jesus in die woestyn, terwyl hy versoek word deur die Satan, om brood te eet terwyl hy vas, antwoord en hy sê, ek leef nie net van fisiese brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. So ek en jy voed ons liggame met kos, maar tog staan hier, dat elke woord, lewendige rema woord en logos woord, wat uit die mond van God uitkom, geestelik my en jou kan voed, en moet voed. By design het die Here ons geskep, om uit sy woorde uit te kan leef. Scenario 2. God praat deur enigiets. En ek glo daar's 'n mate van hierdie stelling wat waar is, maar ongelukkig word hierdie misbruik in die samelewing. Mense wat nie kan onderskei hoe die Here met hulle praat nie, aanvaar dat alles wat in die samelewing gebeur, God is wat met ons praat. Die Here het corona gestuur want hy is besig om die wêreld te oordeel. Nee. Verstaan jy die Nuwe Testament lering oor oordeel? Het jy geweet daar's 2 verskillende oordeele? Het jy laat ondersoek in die woord? As jy nie het nie, gaan terug op ons abnormaal reeks, dan sal jy dit daar kry. Maar God het nie corona gestuur nie. In hom is geen duister nie. Hy maak nie mense doodgaan, sodat hy vir iemand 'n lesie kan leer nie. Ek en jy leef op aarde, 'n vervalle plek. En in hierdie tyd gaan ons deur op en af gaan. Maar Jesus bly konstant. En sy woord is waar. En sy oorwinning is reëel. Slegte omstandighede het die vermoë om God, as ons dit kan reg benader deur God se oorwinning, het dit die vermoë om iets te doen in my en jou, omdat ons gelowig is, wat dit onder normale omstandighede nie sou kon wees nie. Maar alles wat gebeur, elke klein dingetjie wat gebeur, is nie altyd God wat met ons praat nie. En as ek en jy nie geleer het, dat daar 'n onderskeid om te tref, om iemand te leer ken, en iemand se stem te leer ken, beteken dat jy sal kan onderskei, waarmee is die Here besig? En is dit wat op die oomblik gebeur, of gepraat, of gehoor, of gevoel word, is dit van die Here? Of is die bron daarvan uit 'n verkeerde oortyd? Scenario nommer 3. Baie mense dink, om God se stem te hoor, beteken om hom te hoor. En ek het nou met die inleiding het ek gesê, baie mense funksioneer so. Daai ou sien 'n beeld, daai ou droom 'n droom, daai ou voel iets, daai ou ervaar iets. En baie van ons kyk na mense rondom ons en sê onmiddellik, maar ek kan nie die Here hoor nie. Maar eintlik is die Here se goedheid so groot en sy begeerte is dat almal sy stem sal hoor. Want 'n man en 'n vrou is in 'n verbond met mekaar en die gelowige en ons bruidegom Jesus. As jy die Here ken, is jy in 'n Nuwe Testament verbond met hom. Jy's in 'n huwelik met hom. Die kerk is in 'n huwelik met die bruidegom en is by design so ontwerp deur God om sy stem te kan hoor. So hoe praat die Here mee jou? Wat sê die Bybel verder daaroor? Om vir jou so 'n klein bietjie agtergrond te gee, sodat jy net verstaan en dat ons 'n bietjie die konteks van die Bybel in ag neem. In die Ou Testament was daar profete en die profete het verseker 'n klomp goed gedoen. Nou baie mense verwar dit wat in die Nuwe Testament gebeur met die Ou Testament, maar daar was 'n duidelike verandering. Die verandering was Jesus. Die verandering was Jesus. Hebreërs sê, in die Ou Testament het die profete gepraat, was hulle die mondstuk van God, maar in die laaste dae sal ons God hoor deur sy seun. Wat vir ons impliseer dat die rol van 'n profeet of die gawe van profesie het verander in die Nuwe Testament. Ek gaan nou daarby uitkom. Maar die rol van die profete in die Ou Testament was, hulle het voorspel, hulle toekomstige dinge voorspel. Hulle het God se wil bekend gemaak aan die mense. Hulle het mense oortuig van sonde. They convicted people of sin. Hulle het mense opgeroep tot bekering om hulle lewens reg te draai, repentance. Hulle het baie keer in die tempel gehelp, hulle Lewiete gehelp met lering. Hulle was raadgewers en hulle het God se wil bekend gemaak, spesifiek in die lewe van 'n koning, was hulle raadgewers baie keer. Hulle het wonderwerke gedoen.
En baie belangrik, die Ou Testament profete, veral die laaste profete voor die stilte voor die Nuwe Testament, het geprofeteer oor die koms van 'n nuwe koninkryk, Daniël, en die koms van sy Messias, die nuwe koning. En dis in Jesaja veral, in Jeremia kan jy dit lees. Dan kyk jy na die Nuwe Testament en ons sien die volgende raak. Die rol van die Heilige Gees is om te oortuig van sonde. Johannes 16 vers 8. Die gevolg van iemand wat deur die Gees oortuig word, is repentance, is bekering, is sondebelydenis, maar om terug te draai na die Here en my verhouding intact te hou met hom. Die Nuwe Testament sê, het Jesus self het gesê, die Heilige Gees se rol sal wees om vir ons dinge te wys wat ons nie weet nie. Dinge aan ons bekend te maak wat binne die Here se wil is, wat toekomstige dinge is. So selfs daai funksie van die Ou Testaments profete is in die Gees vervang. Wonderwerke sien ons in die Nuwe Testament word gedoen deur apostels en profete en gelowiges wat die doping van die Gees ontvang het en in die gawes van die Heilige Gees kon funksioneer. Romeine 12 vers 1 tot 2 sê, julle moet julle lewens neerlê as 'n heilige offer aan die Here, sodat God se wil aan jou bekend gemaak kan word, sodat jou gedagtes vernuwe kan word en getransformeer kan word. God se wil word aan ons bekend gemaak, soos die Gees ons lei, en soos ons voor die Here in gehoorsaamheid ons lewens voor hom neerlê. Die Bybel het vir ons die lering kom gee, en die testimonie van Jesus, en die nuwe verbond se kosbare beloftes, en redding en vergifnis, en die roeping van die gelowige in die kerk. Maar steeds in die Nuwe Testament is daar ook sprake van profete. So ek wil bietjie met jou gesels oor die Nuwe Testament profesie, want om die Here se stem te hoor, maak jou nie 'n profeet nie. Want dan is dit net profete, of selfs iemand in die Nuwe Testament met 'n profetiese gawe, dan is dit net hulle wat die Here kan hoor. Maar tog is ek en jy deel van die kerk, en die kerk is ontwerp om die stem van haar bruidegom te hoor. Nou hier is so interessant. In Handelinge 2 gebeur die amazingste verhaal. Ek love Handelinge 2. Jy weet, Handelinge 2 vers 1 begin met die tonge van vuur, wat op die disippels neerdal, en hulle spreek in tale, want Jesus het gesê, julle gaan moet wag, sodat ek julle kan vul met my Gees, sodat julle krag kan ontvang, sodat julle deur die gawes my getuies kan wees. En dan kom Petrus, nadat die mense sien wat het hier gebeur, en nie mooi verstaan nie, en Petrus haal 'n skrifgedeelte in die Ou Testament aan. Joël 2 vers 28, haal Petrus aan, en ek lees sommer vir jou hier, Handelinge 2 vers 17. En dit sal in die laaste dae gebeur, sê God, ek sal my Gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle jong mense sal visioene sien, en julle ou mense sal drome droom. Ja, ook op my slawe en slavinne sal ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. Met ander woorde, Petrus verduidelik vir die mense, ouens, Joël het geprofeteer oor die dag wat Jesus uit die dood uit opstaan, sy Gees by ons los, en hy teruggaan na die Vader, en sit aan die regterhand van die Vader, dan sê hy, wanneer daai Gees oor jou uitgestort word, as 'n Nuwe Testament gelowige, dan sal die jong mense sal visioene sien, die ou mense sal drome droom, selfs op slawe en slavinne, werkers, huiswerkers, tuinwerkers, mense wat in kantore werk, op almal sal ek my Gees uitgiet, wat my ken, my kies, en hulle sal profeteer. So jy sien, hier's 'n duidelike verandering wat gebeur. Die Ou Testament se profete se rol het verander in die Nuwe Testament. Dis duidelik, want Jesus het alles kom verander. Tog is daar steeds die gawe van profesie. Nou ek wil so 'n bietjie stil staan hierby. En ek wil nie vanoggend verskriklik hieroor uitbrei nie. Ons kan 'n oggend daarby stil staan eendag. Maar daar is 'n gawe van profesie. Hierdie is nie die enigste verwysing daarna nie. Efesiërs 4 is nog 'n verwysing daarna. In Efesiërs 4 praat van die 5-fout bediening in die Nuwe Testament. En die 5-fout gawes is die gawes wat Jesus aan sy kerk gegee het. Hoor mooi uit Efesiërs 4 vers 11. En hy Jesus, het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en ander as leraars gegee. Hoekom? Sodat hulle die kerk kan toerus, sodat die kerk volwasse kan word, sodat die kerk 'n liggaam kan word, wat elkeen sy eie funksie het, elkeen sy plek kan vind. So daar's 5 gawes, en een van hulle is apostels, is profete.
steeds nodig in die Nuwe Testament, dat mense wat geroep is in hierdie roeping van 'n profeet, om steeds 'n deel van die mondstuk van God te wees vir die liggaam. Maar dit beteken nie, dat die profete moet praat, maar die res kan nie hoor nie. Dis 'n roeping, dis 'n gawe, dis 'n ou wat baie spesifiek in bediening sal spreek oor die toekoms en oor dinge wat gebeur en sal kom, maar ook oor mense se lewens. Dit sien ons ook in 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12 maak dit so duidelik, dat daar wel, selfs vir gelowiges wat nie noodwendig 'n roeping om 'n profeet, 'n ampt van die profeet te hê in die Nuwe Testament nie, maar 'n gawe te kan hê van profesie. Ek lees vir jou 1 Korintiërs 12 vers 8 en vers 10. Aan een word dit is nou die gawes van die Gees. Aan een word die woord van wysheid deur die Gees gegee, 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Vers 10. Aan een dinamiese kragte, dis nou wonderwerke, en 'n ander weer die gawe van profesie. So wat hier gebeur is, in die Nuwe Testament kerk, het hierdie gawes gefunksioneer van die gemeentes wat Paulus geplant het. En toe Paulus vir hulle sê, ouens, kom ek lê vir julle uit, wat is die gawes wat die Here vir ons gee? Nou hierdie gawes sien ons funksioneer in die Bybel. Ons sien hoe profesie in die Nuwe Testament funksioneer. Onder hierdie lys van gawes is 'n woord van wysheid en 'n woord van kennis. Nou dit is nie kennis wat enigiemand kan opdoen nie. Dis 'n gawe van die Gees en dis nie 'n gawe om kennis te kan ontvang nie. Dis 'n woord van kennis. Ons het soveel mooi getuienisse hieroor, maar een van die beste voorbeelde hiervan is waar Jesus by die put by die vrou wag in Johannes 4. En hy sê vir hierdie Samaritaanse vrou, jy is nie getroud nie. Jy was al by 5 mans. Hy weet, hy het 'n woord van kennis oor haar lewe wat sy nooit vir hom gesê het nie. So interessant vir my. Ons het so 'n mooi voorbeeld hier by die gemeente, voorbeelde van hoe die Here deur 'n woord van kennis in iemand se lewe iets uitlig. Dit beteken dat die Here deur sy Gees baie keer vir iemand 'n gawe gee om 'n persoon wat jy glad nie ken nie, iets van sy lewe te weet, sonder dat iemand jou enigiets gesê het. En daai gawe is bedoel om aan iemand 'n stuk hoop te gee. 'n Ruk terug onthou ek baie spesifiek hoe ek 'n woord van kennis oor iemand gehad het. 'n Persoon kom sit in my kantoor en sê, hoorie man, ek het 'n begeerte na die Here. En sonder om te dink, glip dit uit my mond uit. Jy het jou skouer beseer. En jou skouer het jy 'n krieket beseer. En die hele rotator cuff, die hele gewrig het beseer met jou boulery. En ek self is verbaas, want ek ken nie die ou nie. En hy sê vir my, hoe weet jy dit? Ek sê, al hoe ek kan dink, die Here vir my so iets sal wys, is dat hy dit wil genees in jou lewe. En ons bid vir sy skouer, en die Here het sy skouer 100% genees. Want jy sien, wanneer die Here met jou praat, en jy die vermoë om te hoor, en te kan onderskei as hy met jou praat, in hierdie geval is die gawe van 'n woord van kennis, wil hy mos iets doen. Die Here gaan nie vir ons iets sê, en dan gaan dit nie gebeur nie. Maar so sien ons baie keer, dat mense funksioneer en sê die Here sê, maar dan het die Here regtig nie gesê nie, en dan raak ons de mekaar. Dan voel ons, this is too messy. I don't want to try and hear the Lord, want soveel mense was al verkeerd. So dis glad nie 'n vals profeet nie, dis ouens wat foute maak, partykeer oefen en probeer en die Here verkeerd hoor, maar wanneer die Here praat, is sy woord vas, en sê die Bybel, sal sy woord nooit leeg terugkeer nie, nooit. So het ons 'n woord van kennis, en woord van wysheid volg baie keer op 'n woord van kennis. So die gawe van profesie en 'n gawe van 'n woord van kennis en 'n gawe van 'n woord van wysheid funksioneer saam in die 1 Korintiërs 12 lys van gawes. Want as jy nou 'n regte woord oor iemand se lewe wat jy nie geken het gehad het nie, baie keer in die scenario wat die Here vir jou uitlig oor iemand se lewe, gee hy ook vir jou die inspraak, die wysheid, 'n woord van wysheid. En in dit praat die Here met jou, hy gebruik jou as 'n kanaal, sodat hy deur jou iemand anders se lewe kan aanraak. So amazing. So is daar gawes. So jy het 'n roeping van 'n profeet, 'n amp in die 5-fout bediening, gegee vir die kerk, om die gemeente toe te rus, waarskynlik om die Here se stem te hoor, en om sy wil bekend te maak. Tweedens, daar's gawes van profesie, wat die Here as iemand die Gees ontvang het, en gedoop is in die Gees, op enige tydstip in jou lewe kan gebruik, as jy verstaan wat dit is, en dit deur die gewoonte inoefen. So, hier is soveel goed wat ek en jy oor moet chat vandag. Kom ons kom weg van gawes af. Kom ons kom net by die lewe van 'n gelowige. Wat is God se taal?
Nou hierdie is 'n baie moeilike ding om te beantwoord en ons kan voorbeelde uit die Bybel gebruik om jou te help verstaan. Hier's 'n voorbeeld, daar's 'n voorbeeld, kyk hierna. Maar jy sien God is so almagtig en so groot en ons nie net 'n paar voorbeelde wil noem nie, want ons wil hom nie in 'n boks sit nie. So in jou lewe het die Here jou geskep. Jy's of 'n intellek of jy's 'n emosionele ou wat aanvoel en ervaar. Maak nie saak wat dit is nie. Jy is geskep en in jou design het God ingesit die begeerte en die behoefte om sy stem te kan hoor. Net vanuit verhouding. So Paulus sê in 1 Tessalonisense 5:23, hy het ons geskep met liggaam, siel en gees. En hy het in my en jou geesdimensie ingeskep, sodat wanneer sy gees binne in ons kom woon, ons die vermoë sal hê, die geestelike ontwaking sal hê, die wakker word sal hê. Wakker vir hom, ontwaak vir hom, sodat ek en hy in 'n verhouding kan wees. En verhouding is gelyk aan kommunikasie. So God se taal, Handelinge 2, is baie keer drome, visioene, beelde. Hier's 'n paar voorbeelde. Drome het ons nou hanteer, het ons oor gepraat. Daar's talle voorbeelde in die Ou en die Nuwe Testament van profete en ouens wat die Here geroep het, en in die Nuwe Testament Paulus wat 'n droom het, wat die Here 'n droom voorgee wat van hom afkom. Note, alle drome is nie van die Here af nie. Alle drome is nie God wat met jou altyd probeer praat nie, maar daar's waar onderskeiding moet inkom en ek sal later iets daaroor sê. Tweede een is visioene. Gaan lees Handelinge 10 vers 9 tot 16. Petrus sit op 'n dak en hy bid en in hierdie gebed van hom staan daar, gaan hy in 'n geestesvervoering in en hy sien 'n wit doek uit die hemel sak en hy sien al die verbode diere, onrein diere, en die Here sê vir hom in die droom, eet. En Petrus sê, ek sal dit nie eet nie, want is onrein. En die Here sê, hoe waag jy om te sê, dit wat ek rein verklaar het, is nou nog onrein. Maar daai hele scenario noem ons 'n visioen. Dis amper soos 'n videoklip. So Petrus sien hierdie beeld, hierdie visioen van 'n doek wat voor hom afsak en een vir een onrein diere wat hy gedink het nog onrein is, maar die Here rein verklaar het. Baie keer praat die Here met my en jou in videoklips, in visioene. Hy wys vir ons goed en jy sal verbaas wees hoe normaal hierdie is. Dis nie hierdie verskriklike ding partykeer en dis net vir sekere mense nie, maar drome, visioene, beelde, amazing. 'n Beeld is 'n statiese prentjie. Baie mense sê ek sien in prentjies. 'n Statiese prentjie. 'n Goeie voorbeeld in die Nuwe Testament is toe Stefanus doodgegooi is met klippe. En dit kan jy lees in Handelinge 7, 54 tot 56. So Stefanus doen wonderwerke. Hulle vang hom, hy lewer 'n lang toespraak en toe hy sê Jesus is die seun van God, toe gooi hulle hom, wil hulle hom met klippe doodgooi. Nou daar staan, sy oë is geopen en hy het 'n beeld gesien van Jesus langs die regterhand van die Vader wat sy gesig skyn. So daar's 'n prentjie wat hy gesien het wat iets kommunikeer aan hom en aan die mense om hom. So in drome, beelde en visioene praat die Here met my en jou. Somstyds het jy net nodig en toestemming om te verstaan dat drome, beelde en visioene in die Nuwe Testament oor en oor in Handelinge, selfs in Openbaring, is God se taal. Jy het baie keer net toestemming om te hoor, as jy 'n prentjie sien, vat die waagkans om te probeer onderskei. Miskien wil die Here met jou praat. Maar dis nie al nie. Daar's meer as dit. God praat op 'n klomp maniere. God praat deur sy woord. Daar's baie ouens wat op die regte tyd 'n skrifgedeelte lees en jy kyk na die skrif en jy weet net, vandag het die lewendige God uit die Bybel uit die regte ding op die regte tyd vir my gesê. Nie alle ouens hanteer dit altyd reg nie, maar ons sê, vat 'n kans. Miskien as jy hierdie skrifgedeelte lees vanoggend en jy het die Here vertrou vir 'n deurbraak of om met jou te werk rondom 'n saak, baie keer deur 'n skrifgedeelte wat jy lees, besef jy, vanoggend het die Here my geantwoord. Baie keer vertrou jy die Here om met jou te praat oor iets of jy bid oor 'n saak. En in 'n vriendekring, baie keer sommer rondom 'n braai, getuig iemand van iets. En in die oomblik besef jy, daai is relevant, daai is wat ek die Here voor vertrou. Praat die Here deur mense in ons lewens, baie keer in 'n preek, baie keer in my binnekamer, is daar 'n aanvoeling. Ek lees vir jou 'n skrifgedeelte uit Hebreërs 5 uit. Hebreërs 5 vers 14. En hier, ek love hierdie skrifgedeelte, want hy praat eintlik so in die kol van hoe die Here met my en jou werk. Hebreërs 5 vers 14, daar staan die volgende. Maar vaste kos is vir die volwassenes,
vir hulle wat oor die aanvoeling beskik, deur die gewoonte geoefen, om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Ek wil gou vir jou uit die Engelse vertaling hierdie selfde skrifgedeelte lees. Dit is so mooi, partykeer as jy hom net op 2 verskillende vertalings lees, dan sak hy net so 'n bietjie dieper in jou gees in. Hebreërs 5 vers 14, but solid food belongs to those who are full of age. That is, those who by reason of the use of their senses exercised to discern between good and evil. Met ander woorde, hy sê, vaste kos is vir die ouens wat deur gewoonte geoefen het, deur aanvoeling, onderskeid tussen goed en kwaad. Nou, een ding weet ek en jy baie goed, dis voor die hand liggend wat's reg en verkeerd. Ek en jy weet wat's reg en verkeerd. Want in die Nuwe Testament, in 'n verhouding met God, sê hy, skryf hy sy wet op ons hart. Deur sy gees word ek en jy gelei in wat moreel reg en verkeerd en aanvaarbaar is vir die Here. Maar wat hier staan is, hy sê, daar moet onderskeid toegepas word deur die gewoonte geoefen deur sterk aanvoeling. Die Engels praat van to use your senses to discern. Met ander woorde, wanneer ons praat oor hoe die Here met my en jou praat, mag jy dalk op verskillende maniere moet oefen om uit te vind, is dit dalk partykeer 'n droom, is dit partykeer 'n visioen, is dit 'n beeld, is dit 'n aanvoeling, is dit 'n skrifgedeelte, is dit uit die woorde van 'n vriend of 'n preek wat ek geluister het. Maar aanvoeling is deel van God se geestelike taal. God praat deur aanvoeling, hy praat deur die woord, hy praat deur drome, visioene en beelde. Dis sy geestelike taal. Jy sien, hy is nie mens nie, soos ek en jy nie. Hy funksioneer nie, soos ek en jy nie. En hy het binne in my en jou liggaam, siel en gees 'n dimensie ingeskep, sodat in daai geesdimensie, gees met gees kan kommunikeer. En daai geestaal is nie dieselfde as vleestaal nie. Dis beelde, drome, visioene, vaste woord, preek, vriende, iets wat die Here voor vertrou en hy vir jou wys en dan baie spesifiek deur 'n sterk aanvoeling waardeur onderskeid kan plaasvind. Ek wil afsluit vir oggend net met die volgende. Jy het seker al gehoor van die storie hoe hulle mense in die banke altyd geleer het om vals banknote, geld te kan identifiseer. Mense sou dink dat hulle die valsheid vir die mense uitwys, maar hulle doen nie. Hulle leer hulle net hoe lyk die regte geld. En in die aanhoudende leer en werk met die regte geld, kan wanneer daar vals geld gesien word, onmiddellik geïdentifiseer word wat is vals. Jy sien, in die Ou Testament het die Here homself bekend gemaak aan sy mense, deur wonderwerke, deur sy teenwoordigheid, 'n wolk in die dag en die nag, en selfs in vandag se tyd. Baie keer wil ek en jy 'n status quo lewe leef. Ons wil op die norm wees van dit wat die hele samelewing doen. Dan probeer ons kyk, wanneer praat die Here met my? Maar eintlik is dit andersom. Vir my en jou roep die Here wat hom ken, om in sy teenwoordigheid te leef. Altyd. Sodat ons in ons blootstelling aan hom kan weet wanneer hy nie praat nie. Eerder as wanneer hy wel praat. Dit is andersom. Want hy het gesê, as jy my kind is, en jy my volg, dan sal jy naby my loop, en ek sal my liefde aan jou bekend maak. Ek sal my teenwoordigheid aan jou bekend maak. En in 'n lewe binne in my teenwoordigheid, waar ek en jy in hierdie verbondsverhouding met mekaar is, sal jy kan sien waar ek nie is nie. So my vriende, daar's soveel meer om te sê oor hoe praat die Here met mense. Daar's soveel toerusting om jou te leer, wanneer praat die Here, hoe onderskei jy dit? Maar ek wil afsluit vir oggend met die volgende. Omdat dit geestelik is, en ons soms nie so mooi verstaan nie, dat ons bietjie deur die gewoonte dit moet inoefen, soos Hebreërs 5 sê, maak party mense baie keer foute. Party ouens sê die Here het gesê, dan het die Here nie gesê nie. Baie ouens hoop die Here het gesê, dan het hy nie gesê nie. Maar baie ouens het die Here gehoor. En wanneer jy die Here hoor, sal die Here se woord nooit leeg terugkeer nie. Want hy is nie 'n leienaar nie. Hy doen wat hy sê. En soos ons deur die gewoonte in ons verhouding met hom,
deur 'n sterk aanvoeling leer om sy stem te hoor, deur verskillende maniere in sy taal, sal jy kan onderskei wat die wil van die Here is vir jou lewe, vir dit wat ek en jy moet doen, wat die onderskeid is tussen goed en kwaad, en baie belangrik, eerder, om in sy teenwoordigheid te wees, altyd te weet, hoe hy werk, hoe hy ervaar, hoe hy praat, hoe jy hom verstaan, en wanneer dit nie hy is nie. So mag ek en jy verstaan dat kommunikasie en 'n diep intieme verhouding hand in hand gaan met mekaar. Mag jy verstaan dat God 'n begeerte het om deur sy woord wat geskrewe is, maar ook deur elke woord uit sy mond uit met my en jou te praat. Mag jy verstaan dat hy in jou 'n geesdimensie geskep het, sodat hy in daai dimensie gees met gees kan praat, dat jy hom sal kan verstaan. En ek wil oor jou bid vanoggend dat jy weet dat miskien as jy 'n droom is baie keer iets van die Here en jy sal weet daar's meer in hierdie droom as net 'n droom. Jy sal 'n beeld sien in jou gebedstyd en dalk dink hierdie het net myself uitgekom nie. Jy sal iets ervaar. Jy sal dalk iets raak lees en weet, iets hoor by iemand. Hierdie is die Here wat my praat. In hierdie geval wil ek jou aanmoedig. Geloof in reaksie. 'n reaktiewe geloof, 'n aktiewe geloof beteken neem 'n risiko. Neem 'n risiko. Moenie altyd net sê nee, dit is nie van die Here af nie. Gee dit 'n kans. Doen dit deur onderskeid, doen dit deur wysheid. En dan mag jy in daai oomblik 'n dieper verhouding groei saam met Jesus. Here, ek bid oor ons lewens. Dankie dat U ons geskep het, liggaam, siel en gees, om U te kan hoor. Ek bid nou oor al ons kykers vanoggend wat hier kyk. Heilige Gees, maak vaardig oor ons gedagtes, ons harte, ons ore, ons oë wat moet lees, ons senses, om deur aanvoeling en in 'n diep intieme verhouding U altyd te kan erken en herken. Here, dat ons deur ons verhouding met U eerder sal kan sien wanneer U nie werk nie, wanneer U nie praat nie. So dankie dat U ons vaardig word oor ons Heilige Gees. Dankie Here dat U van vandag af met mense sal praat, of dat mense sal besef van vandag af hoe U met hulle praat. En mag dit vandag 'n eerste keer wees, dat U op so 'n manier met ons connect. Doen dit op so 'n manier, Vader, dat ons sal weet dat U deur die Gees met ons gepraat het. Ons eer U vir U liefde in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel op die Duet online. Gaan sit op jou knieë, gaan oefen voor die Here, gee hom 'n geleentheid om ook in jou lewe met jou te praat. Amen. Welkom tuis en be blessed.